In Markus 5 lees ons 'n aangrypende verhaal van twee mense wie se lewens Jesus, sy Hebreë naam Yeshua, op 'n besonderse manier raak. 'n Vrou wat al 12 jaar lank aan bloedvloeiing ly en 'n vader Jairus wie se dogtertjie sterwend is. Die woord sê, toe Yeshua aan die ander kant van die see van Galilea aankom, daar reeds 'n groot menigte op hom wag. Honger vir sy woorde en sy aanraking. En te midde van die skare kom 'n man genaamd Jairus, 'n owerste van die sinagoge, en val voor Yeshua se voete neer. Hy smeek Yeshua dringend en sê, my dogtertjie is op haar uiterste. Kom lê haar die hande op sodat sy gesond kan word en sy sal lewe. En Yeshua gaan toe saam met hom. Maar op pad gebeur iets onverwags. 'n Sekere vrou wat al 12 jaar lank aanhoudend bloed gevloei het, kom tussen die massa mense deur. Sy het al haar besittings aan geneeshede bestee en net erger en erger en erger geword. En sy het gehoor van Yeshua die Messias en diep in haar hart het sy geglo, as ek net sy kleed kan aanraak, sal ek gesond word. Sy kom van agter af, raak Yeshua se kleed aan en oombliklik was sy vry van haar bloedvloeiing. En terwyl Yeshua nog met hierdie vrou praat, arriveer daar mense uit Jairus se huis met die verpletterende nuus: die dogter is dood. Moet die meester nie langer lastig val nie. Nou stel jou voor wat in Jairus se hart deurgedring het toe hy hierdie nuus hoor. Hy het Yeshua gesmeek, hy was onderweg saam met hom en nou klink dit te laat. Hy was nie eers by sy kind toe sy haar laaste asem uitblaas. Maar Yeshua het alles gehoor en draai toe na Jairus toe en sê vir hom, moenie vrees nie, glo net. Nou in die oorspronklike Grieks staan, Yeshua sê, hou op vrees, hou aan glo. Met ander woorde, vervang jou vrees met geloof. Lukas vertel dieselfde gebeure in die evangelie van Lukas en hy voeg die volgende bemoedigende woorde by wat Yeshua gesê het. Hy sê, jou dogter sal gesond word, jy hoef nie bang te wees nie. Lukas 8 vers 50. Het jy gehoor? Yeshua gee 'n gebroke pa presies die woorde wat hy nodig het om aan vas te hou. Yeshua se woorde weer klink vandag nog vir my en jou ook. Moenie vrees nie, glo net. Jy sien, wanneer jy die moeilikste nuus kry, wanneer alles lyk asof dit te laat is, wanneer dinge nie gebeur soos jy gehoop het nie, en dit voel of daar geen uitkoms is nie, selfs wanneer gebede onbeantwoord lyk, sê Yeshua vir jou dieselfde vandag. Moenie vrees nie, glo net. Onthou jou perspektief en my perspektief tel nie. Wat regtig saak maak is Yeshua se perspektief. Yeshua sien die groter prentjie. Hy weet wat is die wil van sy Vader en hy beweeg in die volmaakte kennis van wat reg en goed is. Soos jy vandag voel dis skaakmat, dat hoop verby is of dat jy nie verder kan aangaan nie, onthou en weet, Yeshua se perspektief is altyd anders. Hy sien wat ons nie kan sien nie. Hy weet wat ons nie weet nie en hy werk alles ten goeie vir die wat hom liefhet. Hou vas in hierdie waarheid. Selfs wanneer alles so donker lyk, selfs wanneer jy nie weet waantoe nie. Yeshua sê ook vandag vir jou, moenie vrees nie, glo net. So staan vas en vertrou in hom, dat geloof jou anker wees. Sy krag sal jou siel verfris en jou hart versterk. Moenie vrees nie, glo net.